Goeiedag liewe luisteraars, wees gegroet in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. Die Here is goed, die Here is getrou, die Here is wonderbaar. En dis weer 'n voorreg om saam met u te kan deel rondom die woord van die Here. Ek wil net so met u deel uit die boeke van Efesiërs, maar voor ons gaan in die woord van die Here, wil ek net vra dat ons oë sal sluit en God vertrou. Vader, ons dank u vir u liefde, u genade en u getrouheid, Here. My gebed is, Hemelse Vader, dat u elke oor sal oopmaak, Here, elke hart sal oopmaak om u woord te ontvang, my God. My gebed is dat u my sal vul, Here, met wysheid, met insig, met kennis, Here. Met u, Hemelse Vader, Here, krag, my God, Hemelse Vader, en u gees, my God, in Jesus naam. Vul met die kosbare bloed, Here, dat u woord, Here Jesus Christus, elke hart, elke tong en lip, Here, elke mond, elke oog sal bereik van elkeen wat kyk, Here, na hierdie program, elkeen wat luister, my Vader, Here, self die wyses, Here, Hemelse Vader, selfs die wat geleerd is, my Vader. My gebed is, Here, dat hierdie eenvoudige woord wonder sal verrig in mense se lewens, in Jesus naam. Amen en amen. Liewe luisteraars, ons kan ons Bybels oopslaan by Efesiërs 4. Ons sal lees vanaf versie 31. Die Bybel sê vir ons daar, alle bitterheid en woede en toorn en geskree en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. Ek wil net weer met u gesels oor hierdie onderwerp, wat ek laas oor gesels het, oor vergifnis. Ek het genoem daar, hoe dat ek my pa in my hart gedraai het en alle hierdie dinge, maar dit is so belangrik, dat ek en u moet skoonmaak, dat ons moet reinig, dat ons moet ons vernuwe, ons mindset, ons denke, ons emoties, ons gevoelens moet verander. En hier sê die woord van die Here vir ons in die boeke van Efesiërs sê, daar in versie 31, Efesiërs 4 versie 31, hy sê, alle bitterheid en woede en toorn en geskree en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. So dit alles moet ons verwyder, maar hy sê die volgende, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. Onthou, ek het gelees daar in die boeke van Matteus 18, vanaf versie 21, het ons gelees daar van die amptenaar wat nie kon vergewe het. Hy kan nie sy mede-amptenaar vergewe het, maar die koning het hom vergewe. En daarom wil ek weer met u net oor dit opbal, van die Bybel het daar genoem, die laaste versie noem die woord van die Here Jesus Christus sê, net soos die amptenaar, soos die koning die amptenaar gelaat martel het, omdat hy nie kon vergewe het nie, net so sal God aan ons doen, as ons nie ons medemens vergewe nie. As ons nie mekaar vergewe nie, dan sal ons ook gemartel word, dan sal ons nie kan kry dit wat ons het nie. En die belangrikste van alles is selfvergifnis, as ons onsself kan vergewe, omdat baie maal het ons misluk in die lewe, baie maal maak ons foute in die lewe, baie maal dra ons mense in ons harte, as ons kwaad vir mense, of ons is kwaad vir onsself, omdat ons verkeerde besluite geneem het, verkeerde keuses gemaak het. Baie maal kan ons in die verlede, toe ek nog nie God in my lewe, nog nie Jesus Christus in my lewe gehad het nie, het ek verkeerde dinge gedoen, was ek besig met verkeerde dinge, en ek het 'n getuienis van my verlede, maar die Here Jesus Christus het my lewe kom verander, van ek het hom aangeneem as my verlosser, my heiland, my saligmaker, ek het hom aanvaar, want hy het sy lewe opgeoffer op die kruis van Golgotha vir my oortredinge, en ek glo van daardie dag af het God dinge in my lewe verander, want ek is nie meer die persoon wat ek was nie, want ek het begin om aan myself te werk, maar gedurende die proses wat ek aan myself gewerk het, gedurende die tyd wat ek die Here in my lewe aangeneem het, was daar ook foute wat ek gemaak het. Daar's foute wat ons as gelowiges maak, terwyl ons die Here Jesus Christus aangeneem het. Jy sien, soos ek genoem het, dat ek het my pa vir 'n tyd lang, het ek my pa in my hart gedra, en ek kon hom nie vergewe nie vir dit wat hy aan ons gedoen het nie, maar die Here het my kom vrymaak van dit. God het my kom help om hom uit my hart te neem, om hom vry te laat, om hom te release en te vergewe, en daarom het ek nie meer enige kwaad gevoelens nie, daarom het ek die bitterheid teenoor hom laat vaar, ek het die woede teenoor hom laat vaar, ek het die lastering teenoor hom laat vaar, van baie maal
is dit, hoe kan ons iemand vergewe, maar ons bespreek die persoon, ons skinder van die persoon. As jy die persoon vergewe het, moet jy nie eens bereid wees om van die persoon te skinder nie. Jy moet nie eens agteraf kan praat van die persoon nie. Dit is baie belangrik dat ons verstaan hoe die vergifnis van Christus werk. Wanneer ek iemand vergewe, dan vergewe ek hom totaal en al. Ek spreek hom vry of haar vry en ek gaan nie weer dit ophaal wat hulle aan my gedoen het nie, of dit wat gebeur het in die verlede nie. Ek gaan nie een van daardie dinge ophaal weer nie. Van die Bybel sê die ou dinge het verby gegaan en alles het nuut kom word. Soos ek en u dan nou vergewe het, moet ons die los wat daar gebeur het en wat ons vrygespreek het en wat ons laat vaar het, sodat ons kan aangaan met dit wat voor ons is en dit waarmee ons besig is. Ons het nie nodig om weer hierdie ou dinge op te haal nie. Ons het die kwaad weggeneem, ons het die bitterheid verwyder, ons het die boosheid, die haat, die revenge, dit het ons verwyder uit ons harte, uit ons lewens uit. Maar daarom sê ek, die belangrikste van alles is dat ons moet onsself kan vergewe. Hy sê hierso wat ons alles moet verwyder, wat ons moet ontslaaf van raak. Sê ons moet van al die woede moet ons ontslaaf raak. En baie maal wanneer ek en u nog nie regtig iemand vergewe het nie, dan wil ons altyd die belangrike dinge wat baie maal in ons opkom is dat ons is nie net verbitter teenoor mense nie, ons haat daardie persoon. Ons haat nie net daardie persoon nie, maar ons wil nou revenge vat op daardie persoon. Ons wil daardie mense of daardie persone terugkry. En dit is die probleem wat ons het. Want ons kry, sê nou, daardie persoon was suksesvol in die lewe. Die persoon wat vir jou seer gemaak het, is suksesvol in die lewe. En die persoon, iets gebeur in die persoon se lewe en die persoon is nou nie meer suksesvol nie. Die persoon verloor sy huis of haar huis, hulle verloor alles wat hulle gehad het en hulle is nou op die grond. En nou loop jy verby en jy sien, ja, maar hier is die persoon nou in so 'n situasie en die persoon het jou die tyd seer gemaak en alles, dan verlekker ek en u mos vir ons in dit, wanneer ons die val sien van die mense wat vir ons seer gemaak het. Maar hier sê die woord van die Here vir ons dat ons moet nie so wees, ons moet ons nie verlekker in 'n ander persoon se swaar kry of se val nie. Die Bybel sê ons vyande, sê die woord, moet ons lief hê. Hoe is dit moontlik vir ek en vir u, wanneer ons verbitterd is, wanneer ons kwaad is, wanneer ons boos is, om ons vyande lief te hê? Die Bybel sê dat Jesus Christus het gesterwe vir alle mense. Vir alle mense. Hy het vir Pilatus gesterwe, hy het vir Barabbas gesterwe, van die mense het gevra daar, wie moet hy vrylaat? Moet hy vir Jesus, gaan hulle vir Jesus vrylaat of vir Barabbas? En die mense het Barabbas gekies, en dis die enigste rede hoekom Jesus daar was, sodat Barabbas kan vrykom, want hy het geweet dat hy moet gaan, hy het gesê, Vader, nie my wil nie, maar laat u wil geskied, laat die bitterbeker verby my gaan, maar nie my wil nie, maar u wil, my Vader. En Jesus was bereid om die mylpaal te stap, hy het gegaan sonder om te kla, soos 'n lam gelei na die slagpale, terwille van alles wat verkeerd was. Hulle wat op hom gespieg het, hy het hulle vergewe. Maar wie is ek en u vandag? En die boosheid in hierdie wêreld is erg. Besighede, mense bedrieg mekaar, mense belieg mekaar. In ons government is dinge deur mekaar, in ons werksareas is dinge deur mekaar, in ons huishoudings is dinge deur mekaar, dinge gebeur dit, maar as ons God se woord by ons het, en ons kan hierdie bitterheid en hierdie boosheid en hierdie ontstelteheid uit ons lewens uit verwyder, en ons kan onsself vergewe vir ons foute en verkeerde dinge wat ons gemaak het, dan sal die Here vir ons help om 'n perfekte lewe te lewe, want ons oë is nie gefestig op wat ons hier sien nie, maar ons oë is gefestig op die ewigheid, op die beloftes van 'n nuwe Jerusalem, op die beloftes van 'n ewige koninkryk, van 'n beloftes van die Here Jesus Christus het gesê, ek sal gaan om vir julle plek te gaan voorberei. Die Bybel sê vir ons daar in Johannes 1 sê, en hulle wat die woord van God aanvaar het die reg gekry, het die mag gekry om kinders van God genoem te word. Ons is kinders van die Here, ons is vry wanneer ons onsself kan vergewe en ons Here Jesus Christus aanvaar as ons verlosser, ons heiland en ons saligmaker. Hy sê, wees jy stil en ek sal die stryd vir jou stry. Wanneer ons in Christus is, moet ons nie kwade denke het nie, ons moet nie bose planne teenoor mekaar beraam nie, ons moet nie mekaar in die afgrond en afwens nie. Dit is nie wat God van ons verlang nie. God verlang van ons om aan te gaan met die wil van die Vader, om die koninkryk van God te verkondig en die
liefde van die Here uit te beeld en die genade van die Here te lewe, uit te leef. En ja, dit is wat die Here van ek en u verlang om te doen. Kom dan nou, liewe dierbare, liewe kyker, en doen wat God se woord van u verwag om te doen. Vergewe u self vir u foute, sodat u kan vry wees. Dis omdat u nie die mislukkings in u lewe waardeur u gegaan het en die verkeerde besluite wat u gemaak het, omdat u nie daai kan vergewe en vergeet nie. Dis hoekom dinge nog altyd so lyk soos dit lyk en so gaan soos dit gaan. Maar u moet nou vandag besluit neem om u self te vergewe, om te sê ek is vry van hierdie dinge. Ek het wel foute gemaak, maar die Here het my vergewe en ek vergewe myself omdat ek mense gehaat het, omdat ek mense verwyd het, omdat ek kwaad gewees het vir daardie persoon. Ja, het my seer gemaak, maar ek vergewe myself, ek vergewe ook hierdie mense en ek gaan verder, ek gaan aan met die lewe wat die Here aan my gegee het. Want God het aan ons die krag gegee om elke liewe dag nog op te staan. Hy wil nie hê ons moet opstaan en in ons bitterheid sit nie. Hy wil nie hê ons moet opstaan en in ons moedeloosheid sit nie. Hy wil nie hê ons moet opstaan en in ons omstandighede sit nie, maar hy wil hê ons moet opstaan en lewe spreek. Hy wil hê ons moet opstaan en 'n verandering in ander se lewe maak. Hy wil hê ons moet opstaan en ander vergewe en sy wil en sy woord verkondig. Hy wil ons moet opstaan en sien dat ons kan iets beters bekom. Ons kan 'n nuwe lewe lei. Ons kan 'n beter lewe hê. Hy wil ons moet opstaan en die goeie dinge in die lewe raak sien, ten spyte van al die slegte dinge. Ons moet die Here ons vertrou blindeliks. Ons moet die Here vertrou terwyl ons beweeg. Ek wil u sê vandag dat dis as ons kyk na mense wat blind is in die lewe, mense wat nie kan sien nie, hulle weet hulle kan opstaan. Hy het 'n stok wat hom moet lei. Sommige mense het die honde wat vir hulle moet lei, waar hulle moet gaan, maar ek en u kan dankbaar wees dat ons kan nog sien waartoe ons gaan, maar ons is so blind van ons eie verwyte en ons eie pyn en haat en seer en bitterheid, dat ons nie eens verder in die lewe sien, dat ons kan iets beters bekom nie, maar hier gee die Here vir ons is gewys, sê, raak ons slaaf van al hierdie bitterhede en die woede en die kwaad en die boosheid wat binne in jou is. Ek wil jou sê, raak ons slaaf van al hierdie dinge en vertrou die Here en vergewe ander mense en gaan aan met jou lewe soos wat die Here van jou verlang om te lewe. Dierbare, ek wil u met hierdie woorde, wil ek u vandag bemoedig, van God is in staat om wonders te kan doen. Die Bybel leer vir ek en vir u, hy sê in ons swakheid word sy krag volbring. Ek en u is swak, wanneer ons te swak is om ander te vergewe, dan moet die Here se hulp vra, tot die Here bid en vra dat hy ons sal help om hulle te vergewe, om ons vry te maak, om ons te laat te help, dat die Here vir ons die deure sal oopmaak en die vensters en vir ons die krag sal gee om aan te beweeg. Amen. Liewe dierbares, die vyand het maniere om dinge voor ons te gooi, sodat ons kwaad in ons harte moet hê. Die vyand het maniere om dinge na ons toe te bring, of in ons gesig te plaas, sodat ek en u moet woede opbou, dat ons moet haat opbou, dat ons moet bitterheid het, maar ek en u die keuse, ons maak die keuse, ons neem die besluite, gaan ons bitterheid aanvaar, gaan ons hierdie boosheid en hierdie haat en hierdie woede aanvaar, of gaan ons vry maak en met liefde beweeg, met vrede in ons harte beweeg en die Here se naam verkondig en die Here vertrou vir 'n beter ding in ons lewens. Jy moet een ding onthou, dat ek en u se besluite en se keuses en se bitterhede het 'n effek op ons nageslag, op ons kinders, op ons gesinne. Dit het 'n effek in ons huishouding, want dit maak die atmosfeer in die huis bitter. Dit verbitter die atmosfeer in die huis. Dit verbitter ons huweliks, ons tussen man en vrou. Dit maak dat dinge nie so lekker gaan en so goed gaan in ons huishoudings nie, as gevolg van hierdie dinge wat ons ophou, wrokke wat ons hou in ons harte. Maar ek vra u vandag, ek pleit by u vandag, maak vry, maak skoon en laat die vrede en die vergifnis van die Here in u lewe werk, sodat u voorspoedig kan wees. Ek waarborg u vandag, ek beloof u, u sal nie spyt wees as u vergewe nie. U sal nie spyt wees nie. Van die Here sal van u 'n nuwe persoon weer maak, 'n ander mens maak. Mense sal sê, waarlik waar, kan dit hy wees? Kan dit sy wees, wat so lyk, wat vandag so goed lyk? Kan dit wees? Ja, dit kan wees. Die woord van die Here vra, kan daar iets goeds uit Nasaret kom? Kan daar iets goeds vandag uit die Weskus kom? Kan daar iets goeds uit Kaapstad kom? Kan daar iets goeds uit
Johannesburg kom, kan daar iets goeds kom in daardie dorpie waar u woon, kan daar iets goeds daar uitkom, kan daar iets goeds uit u familie uitkom, uit daardie geslag van u, uit daardie familieband van u, kan daar iets goeds daar uitkom. Ek wil u sê, ja, daar kan, maar u moet ontslaa raak van die bitterheid, u moet ontslaa raak van die woede en die haat. Dit lê alles by u, die besluite, die keuses lê alles by u, en net die Here van die leerskare, Here Jesus Christus, kan vir u help. Net hy kan vir u help. Ek waarborg u, u sal vry wees, u sal die vryheid van God ervaar, u sal dit ondervind as u vergifnis is in u hart het. Net soos ons Here Jesus Christus ons vergewe het, so moet ons ander vergewe, want hy sê, as ons dit nie doen nie, as ons nie ander kan vergewe nie, dan sal ons gemartel word, dan sal ons onder swaar kry gaan, en die swaar krye, en die moeilike tye waardeur ons sal gaan, is nie wat nie, dit is dat ons aan niks beter sal bekom nie, ons sal altyd daardie cycle het, waar ons deur sekere omstandighede aan mekaar gaan, en ons kan nie iets beters in die lewe bereik nie. Ek hoop u verstaan hierdie boodskap wat ek met u deel. Mag die Here u ryklik seën. Ek glo en vertrou dat God iets niets in die lewe wil doen, en dis net u besluit en u keuse om dit te laat gebeur. Mag die Here u seën. Vader, ons dank u vir u goedheid, vir u guns, vir u liefde en u genade. Laat hierdie woord, Here, van vergifnis wonderwerke in mense se lewens kom doen, my koning. Ek dank u, Here Jesus Christus, terwyl ons deur bitterhede gaan in hierdie wêreld, terwyl ons, Here, deur aanvalle gaan, Here, en die wat ons ondergang soek, Here, die wat nie omgee wat hulle doen aan mense nie, my Vader. Ek bid, Here, help ons om positief te bly, help ons om aan te hou vertrou, help ons om te weet dat die Here vir ons die stryd sal stry. Help ons, Here Jesus Christus, om met ons volheid, met al ons krag, Here, in u te beweeg, my God. Wees met elke moeder, elke vader, Here, elke mama, elke papa, elke dogter, Here, elke seun, elkeen wat ingetune is op hierdie channel. Ek bid dat u hulle sal seën en guns sal bewys in Jesus naam. Amen en amen.